Hier's lekker finansiële aanwysers. Weereens, jy moet hierdie asseblief gaan leer. Jy moet jou formuleblad ken en weet waar elke aanwyser of wat elke aanwyser hoe ons dit bereken. Hierdie formuleblad wat hulle vir jou gee, so jy dink jy kry dit, maar dit is dan nogal moeilik as jy nie weet wat elkeen verstaan nie, nê. So maak seker dat jy maar in elk geval jou formules ken. So kom ons doen eers net die berekeninge en dan gaan ons tweedens gaan ek elke bespreking of kommentaar individueel hanteer, want daar is spesifiekes wat hulle die heeltyd vra en dan kan jy elke keer dieselfde tipe kommentaar gebruik, op dieselfde manier dit beantwoord en dan behoort jy jou punte te kry. Wat baie punte is, dis so 12 punte van die 35 is net kommentaar lewer en syfers gee. So hierdie berekeninge moet jy leer, maar daai kan jy ook eintlik leer op die ouende. So kom ons doen eers die persentasies en die berekeninge. So die inligting is van DNN handelaars, Dimpo en Nelu, en die jaar is geëindig 30 April 2023. Bereken die volgende: persentasie winsopslag op kosprys. Winsopslag is dan die persentasie wins wat bereken word, nê. Nou hoe werk ek die persentasie wins wat bereken word? Ek vat my bruto wins gedeel deur my koste van verkoop. So hoe werk ek die persentasie winsopslag uit? Ek sê bruto wins, dit nie daar weer kom, ek is 'n bietjie gemaak. Okay. Ek sê my bruto wins gedeel deur my koste van verkope. Dit is om winsopslag te bereken. Winsopslag beteken winspersentasie, maar daar sê hulle sommer vir jou bruto wins en dan maal jy dit met 100 want jy moet 'n persentasie kry. Nou het ons bruto wins. Ons sal dit gewoonlik in ons inkomste staat kry, nê. So kom ons kyk, hier het hulle 'n uittreksel van 'n inkomste staat. Daar is my bruto wins van 1677 000. En nou het ek my koste van verkope, gats ek het nie. Maar hoe kry ek my koste van verkope? Verkope minus koste van verkope gee vir my bruto wins. So stem jy saam, as jy jou verkope gaan vat van 4257 000 en jy gaan jou bruto wins aftrek, gaan jy jou koste van verkope kry. En dan maal jy dit met 100 en dan gaan jy kry 65%. Is die persentasie bruto wins op koste van verkope of die persentasie winsopslag. So winsopslag is bruto wins op koste van verkope. Bedryfsverhouding is bedryfsbates tot bedryfslaste. Waar kry ek my bedryfsbates en bedryfslaste? By die staat van finansiële posisie of die balansstaat. So kom ons kyk, hier gee hulle vir ons totale bedryfsbates en onthou dis nou vir 2023, nê? En daar is ons bedryfslaste. As hulle dit nie vir ons gee nie, dan moet jy weet, maar bedryfsbates bestaan uit hierdie notas, bedryfslaste bestaan uit daai notas. Daar kan oortrokke bank ook nog bykom, nê? So dan moet jy weet, jy moet daai notas gaan soek en dit bymekaar tel om die bedryfslaste te kry. So dit gaan wees 598080 tot die bedryfslaste, en die bedryfslaste is 427200. En dan maak ek gewoonlik die bedryfslaste 1, so ek deel hom deur homself, 427200 gedeel deur 427200, nou dis soos is gelyk aan daai dubbelpunt, so ons moet aan die ander kant dan sê 598080 gedeel deur 427200, en dan kry ek 1,4. Okay, nou dis 'n redelike alright bedryfsverhouding. Dit beteken ons sal ons korttermynverpligtinge kan nakom, maar ons sal moet kyk na wat die vierproefverhouding is. Is daar nie te veel van ons bedryfsbates in voorraad vas nie. Nou die vierproefverhouding is ons my bedryfsbates minus my handelsvoorraad tot my bedryfslaste. Okay. Baie maal gee hulle nie vir die handelsvoorraad nie. Baie maal gee hulle net vir jou hierdie twee bedrae. So dan kan jy maar weet, ek kan net daai twee bedrae bymekaar tel, dan gaan dit ook vir my bedrag gee sonder my handelsvoorraad. So die bedryfsbates gaan nou wees 598,080 minus my voorraad en my voorraad was 276,400. Dan gaan ek dit kry tot my bedryfslaste 427200. En dan gaan ek weer eens 427201 maak en hierdie ene gaan ek dan weer deel deur 427200. Dan gaan ek kry 0,75. Nou dis my bietjie kommerwekkend, want dit beteken ek gaan my korttermynverpligtinge kan betaal, maar ek gaan van my voorraad moet verkoop en dit gaan ons nou nie pret wees om dit teen 'n kosprys te verkoop nie. Nee, jy wil nog steeds 'n wins op dit maak. So dit sal vir likwiditeit bietjie vir my kommerwekkend wees. Al hierdie is vir likwiditeit, nê? Dan kom ons nou uit by die volgende vraagie. Hulle vra vir ons moet die verdienste vernoot
Tlapo se presentasie opbrengs verdien bereken. Nou hoe bereken ons die persentasie verdienste van Nelo of die persentasie opbrengs? Ons gaan sê ons primêre verdeling plus ons finale verdeling van Nelo gedeel deur sy gemiddelde eienaarsbelang. En hoe kry ons dit? Ons gaan sê 'n half maal met sy privaatrekening plus kapitaal van die 1 jaar plus sy privaatrekening plus sy kapitaal van die volgende jaar. So onthou hierdie, nê. So die persentasie verdienste van Nelo, dit is lief daarvoor om hierdie te vra. So wat is sy primêre verdeling? En kom ons kyk, hulle moes vir ons dit gegee het en ons gaan dit kry noodwendig in die privaatrekening of die lopende rekening. En privaatrekening is dieselfde, nê. So daar is hy, primêre verdeling van Nelo. Daar gee hom vir ons 2,79570 en ons plus die finale verdeling van 59010. So sien jy daai twee word bymekaar getel, die primêre verdeling plus die finale verdeling en nou moet ek die gemiddelde eienaarsbelang uitwerk. Nou dit sal wees in my balansstaat, sal daar wees die vennote se kapitaal, nê. So hulle het hierso sommer vir jou om apart ook gegee, maar jy kan hom net sowel want die in die balansstaat is die twee mos bymekaar, is 'n Dimpo en Nelusin bymekaar getel. So jy moet gaan kyk in die privaatrekening, waar hulle nie in die privaatrekening nie, hulle die apart waar hulle dit apart vir jou gee nie. Hulle moet dit apart gee. So Nelusin gaan ons nou daarso sy privaatrekening en kapitaal van die 1 jaar en sy privaatrekening en kapitaal van die ander jaar. Ons gaan daai twee bymekaar plus nie en dan maal met 'n half om die gemiddeld te kry. So dit gaan wees 281.000 plus 384,580. So daai twee gaan ek bymekaar tel, nê? Om die gemiddelde sy gemiddelde eienaarsbelang te kry. En dan gaan ek dit maal met 100. Hoekom? Want ek wil 'n persentasie verdienste hê. So waar ook al daar staan persentasie, moet jy maal met 100. En dan kry ek 101,7%. So hy verdien baie op dit wat hy in die besigheid sit, kry hy terug, nê. Skuld-ekwiteitsverhouding is jou lening gewoonlik, skuld tot jou totale privaatrekeninge plus jou aandelekapitaal, is jou bedryfsverhouding, is jou ekwiteit, nê. So die lening, dit gaan in die balansstaat wees. Lening gee hulle daar vir ons 742,380, 742,380 tot jou privaatrekening en jou kapitaal saam, daar gee dan vennote se ekwiteit, is hy 127,7300. Weereens maak ek hierdie kant 1, ek deel hom deur homself en dan deel ek daai kant ook deur hom en ek kry 0,6 tot 1. Ek sou sê hulle kan nog geld actually leen as hulle dit nodig het. Okay. Nou vra hulle vir ons volgende, moet ons kommentaar lewer. So ek gaan dit in die volgende weer doen.